Hallo almal, ons gaan begin met te praat oor die gawes van die Heilige Gees, maar wanneer 'n mens praat oor die gawes van die Heilige Gees, kan jy nie anderste as om oor die Heilige Gees te praat nie. En as jy oor die Heilige Gees praat, kan jy nie anderste as om oor Jesus te praat nie. En as jy oor Jesus praat, kan jy nie anders as om oor die Vader te praat nie. Want jy sien die gawes van die Heilige Gees is 'n geskenk van die Vader, wat Jesus alreeds 'n voorbeeld vir ons was op aarde. En toe Jesus opgevaar het na die hemel, het hy gesê dat hy die Heilige Gees gaan stuur om vir ons, sodat ons ook kan doen wat hy gedoen het, maar net in 'n groter mate kan doen wat hy gedoen het. En ek het net besef vandag met my voorbereiding met hierdie lesing dat wanneer my liefde vir Jesus lou of flou is en ek nie werklik die liefde van Jesus ervaar in my lewe of uitleef in my lewe nie, dan gaan ek nie 'n begeerte hê na die gawes van die Heilige Gees nie. Want jy sien, as jy 'n begeerte het om in die gawes van die Heilige Gees te vloei, sonder 'n liefde en 'n passie vir Jesus, dan is dit juist dit waarteen die Bybel ons waarsku, want dan kom dit uit onsself uit. Dan is dit 'n plek, 'n krag wat ons uit onsself uit wil kry, en hoe ons dit uit ons eie uit wil doen. Maar wanneer ons dink aan Jesus, en ons dink aan wat Jesus gedoen het, hoe hy na die gebrokenes is, na die stikkendes is, na die siekes is, na die weggegooides, na die verlorenes, na die verwerpes, en hoe Jesus mense uitgesoek het, sodat hy die geskenke van die Vader, so ek probeer dit op 'n beter manier uitdruk, want hy self was die geskenk van die Vader, maar hoe hy die liefde van die Vader aan hulle kan oordra. En op die einde van die dag is die gawes van die Heilige Gees eintlik gawes, geskenke van liefde aan mense. Die liefde om die liefde van Vader aan mense gaan bekend te maak. Want as gevolg van Vader se liefde wil hy iemand gesond maak. As gevolg van sy liefde vir iemand, wil hy vir hulle 'n woord van hoop en bemoediging gee. As gevolg van sy liefde, wil hy 'n gees onderskei in hulle hart, wat hulle daarvan weerhou om te groei. As gevolg van sy liefde, wil hy 'n woord van wysheid vir iemand gee, sodat hulle besigheid kan groei. As gevolg van sy liefde, wil hy karaktereienskappe van mense na vore bring. So alles wat die Vader doen, is uit liefde uit. En wanneer ons in die gawes van die Heilige Gees vloei, moet ons weet dat dit uit 'n plek van liefde van God af moet kom. En as dit nie uit daai plek uitkom nie, dan is ons besig met ietsie anderste. En wanneer ek hierdie inleiding doen vandag oor die gawes van die Heilige Gees, moet liefde oor alles geskryf staan. Want weet jy wat sê die Bybel in 1 Korintiërs 13? Hy sê, al praat ek die taal, al sing ek soos 'n engel, en dan praat ek allerhande tale, en al doen ek al hierdie goeders, maar ek het nie die liefde nie, dan is dit soos 'n klinkende simbaal. Dit is soos 'n blik teen 'n blik. Dis 'n metaalklank wat teen mekaar klik, 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 klik. Dis hoe dit is. So vir Vader is die liefde die belangrikste, want as dit nie uit liefde is nie, is dit maar net nog 'n vorm van optrede of, jy weet, entertainment. En ek dink aan hierdie towenaar in die Bybel in Handelinge 8, Simon die towenaar, en hy het 'n groot volgeling gehad van mense wat gekyk het na al sy toordery en al die goed. Ek weet nou nie wat het hy alles gedoen nie, maar ek kan jou nou sê, hy het nie die son laat stilstaan nie, en ek kan jou nou sê, hy het nie die blindes laat sien, en ek kan jou nou sê, hy het nie die dowes laat hoor nie, en ek kan jou nou sê, hy het nie die krippeles en die verlamdes laat loop nie. Hy het nie daai dinge gedoen nie. So sy towery is heeltemal iets anders. Ek weet nie wat dit was nie, maar dit is nie naaste by wat Jesus gedoen het op aarde nie. Maar as ek aan hom dink, en ek dink aan daarna Handelinge 8, hoe hy toe nou vir Petrus hulle begin volg het, en hy was, die Bybel sê, he marveled at what they did in the name of Jesus. En hy het toe 'n begeerte gehad om hierdie ook te hê, want hy het besef, maar sy towerkunsies is niks teen dit nie. En toe het hy vir Petrus gesê, hier is ons geld vir jou.
ek wil koop wat jy het, ek wil koop wat jy, die krag waarin jy loop, en Petrus het toe nou vir hom gesê, mag jy en jou geld vervloek word, want jy sien, hy het dit gedoen vir sy eie win, en vir sy eie gewildheid, en vir sy eie sak, het hy dit gedoen. En hy het besef, maar as hy nou weggaan van Petrus hulle af, as hy nou weer op sy eie gaan, dan gaan hy net weer terug na hierdie gewone toorkunsies wat hy gedoen het, maar nie die ware krag waarin Petrus hulle ingetap is nie, wat die Heilige Gees is nie. Jy sê, want die Heilige Gees se krag is bonatuurlike krag uit Vader wat hemel en aarde geskape het met woorde. Dit is die krag waarin die Heilige Gees werk. Dis 'n bonatuurlike krag wat glad nie menslik is nie. Geen mens kan doen wat die Heilige Gees doen nie. En ons kan reg deur die Bybel gaan lees dat geen duiwel kan selfs doen wat Jesus gedoen het op aarde nie. So hierdie koninkryk, hierdie koninkryk van lig, waarin die gawes van die Heilige Gees 'n geskenke is vir sy koningskinders, vir sy amptenare, is soveel groter as wat ons ooit in ons lewe kan dink. En die gawes van die Heilige Gees dit is so bonatuurlik dat wanneer jy na dit kyk, kan jy dink dat dit toorwerke is, want so groot is die krag van die gawes van die Heilige Gees. En ek was al so bevoorreg om voor my oë te kon sien hoe kanker opsmelt, letterlik opsmelt. Ek was so bevoorreg om te sien hoe ore oopgaan. Ek was so bevoorreg om my vingers in mense se ore te druk en vir hulle te bid om weer te kan hoor, en hulle kon hoor en hulle kon praat, want selfs van hulle kon nie eers praat nie. Ek was so bevoorreg gewees om by te wees waar mense uit rolstoele opstaan. Ek was so bevoorreg gewees om te sien hoe blindes kon sien. Ek was so bevoorreg al om hierdie groot wonderwerke te sien en hierdie groot genesings te kon sien. Ek was so bevoorreg om in mense se harte in te kan sien en die geheime van hulle harte na vore toe te bring, omdat Jesus iets in hulle lewens wil doen. En dit is nie menslik nie. Dit is nie menslik nie. Want 'n mens sal miskien sê hy kan gedagtes lees. En 'n mens kan sê hy het na hierdie dokter toe gegaan en hy daai plantjie gedrink en hy daai om gesond te word. En dis menslike goed. Maar bonatuurlik is wanneer 'n mens geen waarde kan toevoeg aan dit wat gebeur in hierdie manier hoe die gawes van die Heilige Gees uitgegee word nie. So ek is so opgewonde om met julle die gawes van die Heilige Gees te deel. Ek is so opgewonde want net om te weet dat dit wat Jesus gedoen het op aarde is wat jy deur die gawes van die Heilige Gees kan doen. Wat Jesus hoe hy die koninkryk na aarde toe gebring het. Heaven on earth, hemel op aarde, het hy gebring. En wanneer ons gaan kyk na hierdie gawes van die Heilige Gees om te besef hoe ons een geword het met God, hoe ons gedoop is in God in, hoe ons ingevleg is, en die Bybel praat van om gesmeld te wees, om in een gesmeld te wees met die Here. En daai teksvers laat my dink aan 'n blokkie ys wat in water is. Ek dink is Kolossense 1:27, as ek dit nie nou mis het nie. Dan dink ek aan 'n blokkie ys wat in water is, en dit het ek nou in 'n boek gelees ook, en hoe hierdie ys smelt in die water, en jy kan nie eers meer agterkom wat is ys en wat is water nie. En dit is hoe dit is wanneer ons in die Heilige Gees ingedoop word. Ons is soos 'n blokkie ys wat in die Heilige Gees water lê, en ons word gesmeld in hom in, en ons doen sy werke asof dit hy self is wat dit kan doen. Wat dit doen. En die woord sê that you may grow into the likeness of Christ. So dis God se begeerte dat sy kinders al hoe meer sal groei en groei en groei in die gelykenis
van Jesus Christus, om te lyk soos Jesus gelyk het, om te loop soos Jesus geloop het, om te lief te hê soos wat Jesus lief gehad het, om die werke te doen wat Jesus gedoen het, om mense aan te raak soos Jesus gedoen het, om by mense eenkant te gaan sit en gesprekke met hulle te hê, wat net hulle weet wat jy nie eers self geweet het nie, soos wat Jesus het. En dit is om te vloei in die gawes van die Heilige Gees. En dit gaan alles oor Jesus. Dit gaan alles oor die Vader se hart. Hierdie geskenk wat ons as gelowiges gekry het, om die wêreld daar buite te gaan aanraak, met die Gees en die geskenke van die Here, van God af, uit die hemel uit. Dit is so groot, dat nasies verander word. Dit is so groot, dat toordokters en toorwenaars en shamans en shangomas tot bekering kom en hulle die werke van die Heilige Gees sien. Dit is so groot, want liefde oorwin alles, dit oorwin selfs die okkulte. En hierdie onderskeiding tussen hierdie koninkryk van lig en hierdie koninkryk van duisternis is so belangrik. Dit is so belangrik om te weet dat hierdie geskenk, die gawes van die Heilige Gees, vir jou as gelowige gegee is om die Here te verheerlik en die koninkryk uit te brei. En ek nooi jou om in te skryf en te luister na die res van hierdie reeks oor die gawes van die Heilige Gees. Ek bid vir ons, Jesus, dankie dat U ons voorloper is, dankie dat ons na U kan kyk en dankie dat ons kan opgewonde raak om te weet dat wanneer die liefde in ons harte gestort is en U liefde in ons harte gestort is, dat ons kan doen wat U gedoen het en selfs groter werke. Hoe is dit moontlik dat ons groter werke as U kan doen? Dit is moontlik as gevolg van die Heilige Gees wat in ons harte reg oor die wêreld gestort is. En ek bid dat U hierdie reeks sal seën, dat die mense aan die brand sal steek in hulle harte en dat hulle so begeerte sal hê om al hoe meer en meer in U gelykenis in te groei, die werke te doen wat U gedoen het en U as die voorbeeld te gebruik. Dankie Jesus. Amen.